Baie dankie ook vir die musiekspan, vir die pragtige begeleiding vanmôre. Saam met die engel koor kon sing vandag. Terwyl hulle so hulle plekke inneem, kom ons raak dit rustig en dan bid ons saam. Here, soos ons ook nou gesing het, lewende woord, en gaan ons ook nou uit die woord uit lees. Die woord is daardie krag, Here, wat ons elke dag nodig het, en ook uit die woord wat ons vandag gaan lees, Here, bevestig Jesus net weer eens vir ons, Here, die almag van die woord, die krag van die woord, Here, en dat ons nie sonder die woord kan leef nie, en dat, Here, ons sonder brood kan klaarkom, sonder allerlei lewensmiddels, maar nie sonder die woord nie. En Here, daarom het Jy dit ook goed gedink, Here, om die lewende woord, die Seun Jesus Christus ook aarde toe te stuur, Here, sodat ons iets kan ontdek van die Vaderhart, Here, dat ons iets kan ontdek van wat dit beteken om vlees en bloed op die wet te sit, van wat dit beteken, Here, om die grootste gebod na te kan kom. Here, nie net in woord nie, maar ook in daad, in ons hele lewe. Daarom bid ons Heilige Gees, kom vanoggend en aktiveer juist die woord vir ons, kom maak dit lewendig in elkeen van ons, dat dit nie net woorde sal wees wat ons hoor nie, maar Here, woorde wat ons sal inspireer, ons sal bemoedig, Here, en woorde wat ons sal dryf om te gaan leef, soos wat U van ons vra. Here, dat U daardeur verheerlik kan word. Here, daarom bid ons ook vir die nodige krag en die leiding en die wysheid, om juist ook dit te gaan toepas in ons lewe. Seën ons daarin. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid ook vandag, en dankie vir die onfeilbare woord. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen. Ek het nie voorberei vir 'n afskeidspreek nie, in die opsig van, ek gaan nou hierdie preek vandag, of ek gaan daai, dis nou die laaste preek. Ek het maar net gehou by die kwartaal tema waarmee ons besig is, en so ons gaan so 'n bietjie praat oor die eerste versoeking vandag. Die eerste versoeking van Jesus, en ek dink dit gaan ons eintlik mooi begelei vandag, eintlik in wat ek ook nou eintlik maar gesê het, dat die woord vir ons regtig waar kragtig is. Maar kom ek vra vir julle so, waarom moes Jesus versoek word? Waarom dink julle moes Jesus versoek word? Ek dink almal van ons het nou van kindsbeen af in die kinderbybel hierdie teks gelees en alles verstaan, maar het ooit gelees dat Jesus versoek word? Hoekom moes hy versoek word? Want versoekings is in eerste plek deel van elke mens se ervaringswêreld, nê. En Jesus sou dis slegs volkome mens kon gewees het as hy ook in hierdie ervaring kon gedeel het van ook versoek word. Want so verstaan hy waardeur ons gaan, nê. So kan hy vir ons begelei, hy kan vir ons leiding gee rondom dit. En elke mens van ons gaan eintlik maar deur versoekings nie waar nie, nê. En so kon Jesus volkome verstaan wanneer ons tot versoeking kom. Want hy self sal dit ook ken. In die tweede plek moes Jesus ook Adam se werk ongedaan maak. Want Adam het ingegee in versoeking net daar in die tuin van Eden, nê. En so moes Jesus gekom het en gesê het, maar in teenstelling met Adam gaan hy nie ingee in hierdie versoekings nie. Hy gaan weerstand bied teen die duiwel. En deur hierdie oorwinning wat Jesus eintlik behaal het teen hierdie versoeking, het eintlik Adam se werk ongedaan gemaak. Deur al Adam se nasate basies te verlos, as ons so kan sê, soos Paulus vir ons skryf in Romeine 5, daarvan vers 12. Maar die versoeking deur die duiwel toon ook dat Jesus werklik mens was. Maar het ook in hom die geleentheid gebied om sy bediening van stapel te stuur, om sy bediening te bevestig, dat hy nie uit homself uit werk nie, maar uit God wat hom gestuur het, dan ook werk. En so is belangrik om te weet, dat Jesus se versoeking ook volg op sy dood, waar hy as die Seun van God aangekondig word. Hy word bekend gemaak as die Seun van God deur die Heilige Gees, maar dan ook deur die krag en die leiding van die Heilige Gees, kan Jesus die woestyn ingaan, kan hy vas, kan hy versoek word, kan hy beproef word, daar in die woestyn. So deur die krag van die Heilige Gees, kan Jesus dit doen, en ek dink dit is belangrik om dit te onthou. En daarom kan ons weet dat ons 'n goeie voorbeeld in Jesus het, omdat hy versoek is, het hy baie begrip vir ons versoekings wat ons daagliks in die gesig staar. Maar omdat hy as oorwinnaar oor dit opgetree het, kan hy ons ook help om ons versoekings te weerstaan en om dit te oorkom.
Nou die duiwel het op 3 maniere gekonsentreer toe hy vir Jesus versoek het. Eerstens op liggaamlike behoeftes, en ons gaan vandag baie daaroor praat, oor die brood wat hy van gepraat het. Die tweede versoeking was gegaan oor mag en besittings, en die derde versoeking het gegaan oor heerskappy, om te wil regeer. Hierdie versoekings klink nie vir ons bekend nie, maar dis eintlik versoekings wat ons almal elke dag maar in die gesig staar, Dis versoekings wat ons maar mee te doen kry elke dag. En is duidelik dat hierdie versoekings dikwels bestaan uit 'n kombinasie van werklike behoefte en iets waar daaroor moontlike twyfel kan bestaan. En dit lei dan tot 'n verkeerde begeerte. Dis waar die moeilikheid inkom. Maar Jesus het dit baie duidelik aangetoon hoe belangrik en effektief dit is om die woord van God te gebruik in hierdie versoekings. Om die woord reg toe te pas, want dan kan ons stry teen die duiwel en dan kan ons hierdie versoekings oorkom. Jesus is net soos ons versoek, Gaan lees maar Hebreërs 4 daarvan vers 15 wat dit mooi sê, maar hy het nie toegegee aan sonde nie. Hy het nie toegegee aan hierdie versoeking dat dit sonde word nie. So hy het eerstehandse kennis van alles wat ons ervaar en hy is volkome in staat om ons te kan help om deur ons versoekings te kan werk, maak nie saak wat dit ook al is nie. So as jy in 'n versoeking kom of beproef word dalk, kyk na Jesus. Want by hom is daar krag, by hom is daar oorwinning. Maar moenie my woord vat vir dit nie. Kom ons blaai na God se woord en ons leer meer hieroor. So as jy jou Bybel hierso het, ons gaan saam lees net die eerste deel, Matteus 4, daarvan af vers 1 tot 4, wat gaan oor die eerste versoeking van Jesus. As ek gesê het, onthou, Matteus 3 gaan vooraf, dis waar Jesus gedoop word, waar hy aangewys word as die geliefde seun van God, oor wie hy hom verheug. Vroeger het ons begin van die jaar gepraat oor die padbouers, oor die teks van Johannes die Doper, wat die pad kom voorberei het vir Jesus, so alles loop so mooi in volgorde. En dan voor Jesus sy bediening kan begin, dan gebeur hierdie versoeking in die woestyn. So, kom ons lees saam. Vers 1 is baie belangrik, ons gaan het 'n paar keer herhaal vandag, maar hoor, toe is Jesus deur die Gees, nie 'n bose gees nie, God se Gees, deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Julle onthou nou ons kwartaaltema van dag 41 waarom ons besig is, Ou en Nuwe Testament, al die 40 getalle, Hier is weer 'n voorbeeld van dit. Die versoeker het gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daai teksgedeelte wat ons gaan lees. Geloofsfamilie, baie van ons dra soms onbewustelik hierdie geloofsoortuiging saam. Dat as God my lei, dan sal dinge sekerlik makliker raak vir my, dinge sal glad verloop. As ek gehoorsaam is, sal die pad gelyk gemaak word vir my. As ek reg leef, sal die spanning verdwyn. Maar dan begin Matteus 4, vers 1, met 'n sin wat hierdie idee radikaal vir ons kom omkeer. Hy sê, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Jesus is deur die Gees gelei. Let mooi op, nie deur die duiwel nie. Hy is nie per ongeluk gelei nie, maar hy is deur die Gees gelei. Nie as 'n straf nie omdat hy gefaal of misluk het nie, maar omdat Jesus gehoorsaam was. En ons dink soms dat die Heilige Gees ons net sal lei na rustigheid, na die groen weivelde en die waters waar vrede is. Maar is egter nie waar nie. Hy het Jesus na die woestyn gelei waar hy vir 40 dae daar gevas het en beproef is en versoek is. Deur die Gees. En net so kan hy ons ook na moeilike situasies en omstandighede lei. En daarom moet ons altyd sorg dat ons gelowig volg daar waar die Heilige Gees ons lei. En hier sien ons eintlik iets troostryks in hierdie vers, want God se nabyheid beteken nie die afwesigheid van stryd of die afwesigheid van moeilike omstandighede of wat ook al nie. Inteendeel, soms beteken dit dat die Here ons veilig genoeg ag om gevorm te word. Juis in hierdie moeilike omstandighede. En ons sien hierdie selfde patroon reg deur die skrif. As jy dink daaraan Eksodus 13 tot 17,
met Israel wat uit Egipte verlos is, en dan word hulle die woestyn ingestuur. Lees ons 1 Konings 19, nadat Elia hierdie wonderlike oorwinning behaal het, is hy daar so in 'n grot wat hy wegkry, 40 dae, 40 nagte wat hy deur kraaie kom voed word. Maar Elia het nie God ontmoet in 'n paleis nie, maar hy het God ontmoet daar in die stilte, na sy uitputting. Paulus wat leer, dat krag juis in swakheid volbring word, 2 Korintiërs 12 vers 9. So die woestyn is nie God se verwerping nie. Dis dikwels God se werkplek, juis waar God besig is met ons. Maar as jou ingesteldheid verkeerd is, dan gaan jy dit verkeerd verstaan. Dan gaan dit vir jou voel soos straf, nie soos vorming nie. Maar God self lei Jesus doelbewus na 'n plek van leegheid, na 'n plek van stilte, na 'n plek van honger, na 'n plek van beproewing. So dis is die woestyn nie 'n afwyking van God se wil nie. Ons kan eintlik maar sê dit is God se wil. So geloofsfamilie is belangrik. Want baie van ons leef vandag nie in 'n oop rebellie teen God nie. Ons leef eerder in 'n innerlike woestyn. Baie van ons wat vandag hier sit in 'n woestyn tydperk. 'n Innerlike woestyn van 'n wagtyd sonder antwoorde, spanning sonder verligting, gebede wat dalk stadig beantwoord word, gehoorsaamheid wat dalk nie dadelik beloon word soos wat ons graag wil hê nie. En juist daar, in daardie woestyn, word ons geloof gevorm. So kom ons fokus 'n bietjie op hierdie eerste versoeking van Jesus. Na 40 dae van vas was Jesus fisies liggaamlik uitgeput. Hy was emosioneel kwesbaar geweest. En dan kom hierdie versoeking met 'n voorstel wat amper logies klink, nê. Nee. Sê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe, laat dit brood word. Kom, dit is mos nou maklik. Hoekom honger ly? Maar ek meen, hier is geen twyfel oor Jesus se identiteit by God nie. Want in die vorige hoofstuk daar, Matteus 3 vers 17, dan lees ons dat God bevestig dat Jesus sy geliefde seun is. So die versoeking lê nie daarin in wie Jesus is nie, maar eerder oor hoe Jesus sy seunskap gaan uitleef. Die duiwel stel 'n eenvoudige alternatief. Hy sê, gebruik jou mag. Los jou probleme gou op. Moenie wag nie. Jy kan dit doen. En ek wil dit herinner ons baie sterk aan Genesis 3, nee, want Eva sien hierdie vrug wat goed is om van te eet, die behoefte lyk geldig, die oplossing lyk onmiddellik, dit kan nou gebeur. Maar elke keer is die kernvraag dieselfde. En dit is, sal ek my behoefte buite God se vertroue bevredig? Hoe baie van ons was nie al daar nie? Ek sien 'n paar van julle wat julle koppe skud. Vir dinge in ons eie hande probeer neem. Ons kan nie wag vir God nie. Maar let op hoe subtiel die duiwel hierdie vraag stel, of hoe subtiel hy is. Sê, Jesus is die seun van God. Jesus kan klippe in brood verander, ons weet dit. Jesus is werklik honger. Maar Jesus het afgesien van die onafhanklike en die onbeperkte gebruik van sy goddelike mag, sodat hy ons iets van die menslikheid wat ons ervaar, kan beleef. Dat hy dit in volle kan beleef. Maar dan sê hy ook, ons kan ook voor hierdie versoekings te staan kom. Om op die verkeerde tyd of manier 'n doodnormale behoefte te probeer voorsien. Is dit nie wat ons maar gereeld doen nie? Die versoeking is nie om iets sondig te doen nie. Die versoeking is om God se tyd en God se manier te probeer omseil. Dit van 'n ander kant af te doen. So die duiwel sê in effek, hoekom wag jy as jy kan beheer? Hoekom ly jy as jy die oplossing kan wees? Hoekom vertrou jy op God as jy dan self vir jou kan voorsien? Geloofsfamilie, dis presies dieselfde versoeking wat ons vandag ken. Om dalk finansiële beginsels te kompromitteer net vir nou, of om op emosionele leegheid of verkeerde plekke te probeer vul, verkeerde antwoorde te gaan soek, om wagtyd met weerlose of wêreldse oplossings te probeer beëindig, om geestelike spanning vinnig stil te maak sonder gehoorsaamheid. Die kernvraag is nie het ek 'n behoefte nie.
Die ware vraag is, sal ek God vertrou met my behoefte? Of sal ek eerder probeer om dit self te beheer? Geloof my, baie van ons geestelike struikelblokke begin nie by boosheid nie. Maar dit begin by dringendheid. 'n Dringendheid wat in ons kleef, wanneer wagtyd vir ons te lank raak, so ons kan nie meer wag nie, wanneer sekerhede ontbreek, wanneer gehoorsaamheid vir ons swaar voel. En ons wil uitroep soos Dawid, Here, hoe lank nog? Maar tog sê Psalm 34 vers 9 vir ons, die wat die Here vrees, hulle het geen gebrek nie. Nie omdat hulle altyd alles het nie, maar omdat God self hulle bron is. En as ons 'n bietjie dieper moet gaan met hierdie teks. Hierdie versoeking gaan nie oor brood nie. Het gaan oor identiteit. Het gaan oor vertroue. As u die seun van God is, sê die duiwel, julle hoor. Met ander woorde, hy sê vir hom, bewys dit. Bewys jy is die seun van God. Gebruik jou mag, red jouself. Was dit nie dieselfde bespottende klagte wat teen Jesus gegee was toe hy daar aan die kruis gehang was, deur die godsdienstige leiers nie? As jy dan nie Christus is, red jouself, haal jouself van die kruis af. Maar Jesus weet, sy identiteit kom nie uit wat hy kan doen nie, maar uit wat die Vader oor hom gesê het. En dit het die Vader juis vir hom gesê in die vorige hoofstuk by sy doop. Dit is my geliefde seun. En geloofsfamilie, dis presies hier waar ons struikel. Ons probeer ons waarde bewys deur prestasie. Ons probeer ons sekuriteit verseker deur beheer. Ons probeer ons angs stil maak deur self oplossings te soek en self oplossings te vind. En so verander ons klippe in brood. Maar in die proses verloor ons afhanklikheid van God. Maar as wat wonderlik is, ons het dit nou gesing ook, Jesus gee 'n antwoord. Maar Jesus antwoord nie met 'n wonderwerk nie. Hy antwoord met die woord van God. Hy sê, mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hoor dit mooi. Mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Baie van julle vra my, wat gaan jy nou doen? Hoe gaan jy vir jou gesin voorsien en versorg? Ek weet nie, ons sal nou daaroor praat. Maar wat ek weet is, dit gaan nie oor brood nie. Ons gaan leef, want ons gaan steeds leef oor elke woord wat kom uit die mond van God. En Jesus haal hierso vir Deuteronomium 8 aan, daarvan af vers 2 tot 3. Sy is 'n teks wat gaan oor Israel se woestyntyd en 2 sondae terug het ons 'n bietjie daaroor gepraat. En Moses sê daar, God het hulle honger laat ly, nie om hulle te straf nie, maar om jou te leer dat die mens nie van brood alleen leef nie. So is nie 'n nuwe ding wat Jesus sê nie. Dis 'n ding wat deur die eeue kom. En hy kom vestig weer ons gedagtes op dit. Hy kom herinner ons weer wat is eintlik belangrik. Dit is belangrik. God het nie Israel verlaat toe hulle honger was nie. Hy was juis besig om hulle te leer dat hy besig is om hulle te onderhou. Met ander woorde, God gebruik soms gebrek as 'n onderrigmiddel, nie om te vernietig nie, maar juis om ons te vorm, juis om ons gedagtes weer op hom te fokus. So Jesus kies dus nie honger bo brood nie. Hy kies vertroue bo beheer. Soos Jesaja 55 vers 10 tot 11 sê, so sal my woord wees, dit sal doen wat my behaag. Daarom geloofsvriende, Jesus verklaar hiermee, hy sê my lewe word nie bepaal deur onmiddellike vervulling wat ek nou kan hê nie. So my lewe word bepaal deur volgehoue gehoorsaamheid aan die Vader. En dis goeie nuus. Dis wonderlike nuus, want dit beteken ons lewe rus nie op ons vermoë om alles reg te kry of reg te doen nie, maar om op God se getrouheid te fokus, op God wat net spreek en ons lei. So Jesus sê hiermee, my lewe word nie bepaal deur my honger nie. My lewe word nie bepaal deur my emosies nie deur my nood nie. My lewe word bepaal deur God se woord. As jy mooi daaraan dink, dis diep reformatoriese geloof, sola scriptura. Nie ervaring nie, maar openbaring.
Nie onmiddellike bevrediging nie, maar gehoorsaamheid. Nie selfstandigheid nie, maar afhanklikheid van God. So, Jesus gee vir ons bemoediging. Hy sê vir ons, God se woord dra ons eintlik deur hierdie gebrek. Want hier is die hoopvolle waarheid. God vra nie van ons om sonder brood te leef nie. Hy beloof om ons te leer waar ons ware lewe vandaan kom. Waarvan ons regtig moet leef. Soos Jesus later gesê het in sy bergprediking daar in Matteus 6 vers 33, en sy soek allereers die koninkryk van God. Het gaan eers oor God. Dan sal hy vir julle al die dinge wat julle benodig, sal hy vir julle byvoeg. Dit sal hy vir julle gee. Maar soek eers sy koninkryk. So let op. Dis nie geen behoefte nie, maar geen verlatenheid. En daarom ons het nou daarna verwys, Hebreërs 4 vers 15 het herinner ons. Dit sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakheid kan meegevoel hê nie. Jesus weet wat dit is om honger te wees. Hy was ook mens gewees. Hy sê later, sy vir mense wat hom wil volg, en sê, maar ek het nie eens kop op my 'n kussing of 'n klip om my kop op neer te lê nie. Voëls het neste, jakkals het gate. Jesus weet wat dit was om eg mens te wees. Hy weet wat dit was om te wag, om nie dadelik 'n uitkoms te sien nie. En daarom is sy gehoorsaamheid ook ons hoop. Want hy het vir ons die voorbeeld kom gee. Nie van bo uit die hemelse troonsaal nie, maar van plat op die aarde, tussen die stof en die grond. Daarom weet ons kan op hom vertrou. Let op wanneer die versoeking die sterkste word, so wanneer ons moeg is, wanneer ons alleen is, wanneer dit vir ons voel, wagtyd raak lank. Maar Jesus wys vir ons iets radikaal. Hy sê gehoorsaamheid is nie maklik nie. Hy sê maar gehoorsaamheid is vertroue onder druk. Dit is wat gehoorsaamheid is. Om steeds te kan vertrou wanneer alles teen jou is. Dit is wat gehoorsaamheid is. God gebruik soms tekort om ons afhanklikheid te herstel, om ons fokus te verskuif, om ons prioriteite te herrangskik, dat dit reg kan wees, om ons geloof te kan verdiep, om ons te leer dat hy genoeg is. Ek dink dit is al wat saak maak. Daarom kan ons Habakuk 3 vers 17 tot 18 getuig, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans kan ons in ons Here jubel. Ons weet wie hy is. Nie elke gebrek is straf nie. Soms is dit vorming, is nie ontkenning van realiteit nie. Dis vertroue in God se teenwoordigheid binne daai realiteit wat ons leef. Jesus kon weerstand bied teen die duiwel se versoekings, omdat hy die woord van God geken het, maar ook omdat hy volkome gehoorsaam was aan God se woord. Efesiërs 6 vers 17 sê vir ons die woord van God is 'n swaard wat ons in ons geestelike stryd moet gebruik. Soos baie goed om skrifgedeeltes te ken, versietjies te kan aanhaal en goed en dit te gebruik teen ons stryd teen die duiwel. Maar Jesus leer ons 'n baie belangrike ding en ek dink dit is so belangrik om te hoor vandag weer. Moenie net die Bybel ken nie. Wees ook gehoorsaam aan die woord van God. Ons merk in hierdie verband op dat die duiwel, slinkse ouetjie wat hy is, dat hy die Bybel ken. Dat hy die skrif kan aanhaal. Maar dan leer ons ook en ons weet ook dat hy dit misbruik het om Jesus te versoek. En ons weet hy was nie gehoorsaam aan die woord van God gewees nie. En daarom kon Jesus vir hom reg help. As ons die Bybel ken en daarin gehoorsaam is, dan help dit ons ook om die wil van God te doen. Dan help dit ons om die duiwel te weerstaan en help dit ons om versoekings te teenstaan. So hou jou swaard altyd skerp. Lees jou Bybel daagliks en pas dit toe op jou lewe. En miskien moet ek nou maar sommer 'n kinderliedjie aanhaal, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Dit is so eenvoudig. Lees jou Bybel en bid elke dag, want dit gee jou krag. Dis wat Jesus eintlik vir ons probeer kom sê. En wanneer jy hierdie week jou
eie woestyn betree. Onthou, God is nie afwesig nie. Jou behoefte wat jy dalk het, dit diskwalifiseer jou nie. Jou wagtyd wat jy dalk ervaar is nie nutteloos nie. Geloof my, wanneer jy hierdie week dalk in jou eie woestyn staan, wanneer jou hart honger is, jou geduld is dalk min, jou sekerhede wankel, doen net hierdie 3 eenvoudige, maar tog diep geestelike dinge. En dis waarom ek julle wil los. En die eerste een is, erken jou behoefte sonder skaamte. Erken daai behoefte. Moet dit nie ontken of vergeeslik nie. Want God weet jy is honger. God weet dit. Die tweede een is, bring dit eerlik na God toe. Nie met jou eie oplossings nie, maar met vertroue. Soos Psalm 62 vers 9 sê, stort julle harte voor hom uit. Ons mag by die Here kla. Ons mag ons oop en eerlik met die Here wees, met ons harte. En laastens, bly vas aan sy woord. Nie net vir verligting nie, maar vir rigting, vir vorming, vir transformasie, want dit dra jou, selfs wanneer die brood nog nie daar is nie. En uiteindelik leef ons nie van die brood alleen nie. Ons leef van God wat praat, God wat lei, en God wat voorsien op sy tyd. Mag ons aan hom gehoorsaam wees, soos Jesus was. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer ons om te leef vanuit u woord, selfs wanneer ons honger is. Leer ons om te vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Dat dinge vir ons onseker is, dat dinge dalk vir ons te lank raak, of ontmoedigend is. Here, leer ons om te leef vanuit die woord, nie net wanneer ons versadig is nie, maar juist wanneer ons wag. Ons vertrou, Here, wat ons weet, U is genoeg. Mag dit die waarheid wees van ons lewens, vandag en elke dag, van elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter teenwoordig. Mag dit ons bron van hoop wees, ons bron van krag wees. Here, nie net om versoekings te teenstaan, of te weerstaan nie, of om sonde te weerstaan nie, Here, maar ook om U te loof en te prys elke dag. Omdat ons leef van 'n diepe afhanklikheid van U. Mag ons getrou wees. Mag ons gehoorsaam wees. Mag ons vas staan in die wete, Here, dat U is genoeg. Amen.